Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk op hierdie opstandingssondag. So kom ek lees vir ons Lukas 24 vers 1 tot 12. Teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was en toe hulle ingaan het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor. Maar skielik het daar twee mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai. En die mans het vir hulle gesê: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was? Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan." Hulle het toe sy woorde onthou en van die graf af teruggedraai en al hierdie dinge aan die elf en al die ander gaan vertel. Dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel, maar vir die apostels het hierdie woorde na leë praatjies geklink, en hulle die vroue nie geglo nie. Petrus egter het opgestaan en na die graf toe gehardloop. Toe hy vooroor buig, sien hy net die linnedoeke en hy het teruggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. So was jy al ooit in 'n situasie waar jy gedink het, jy weet presies wat jy verwag, jy weet wat om te doen, jy weet wat gaan kom, maar dan gebeur daar iets wat jou totaal ontkant vang en jou verras en dit verander die hele prentjie. Ek onthou so een keer wat dit met my gebeur het op die lughawe. Ek het teruggevlieg van Johannesburg af Kaapstad toe. En toe ek by die toonbank kom, waar hulle my nou moet inboek vir die vlug, toe sê die vrou vir my, maar die vlug was te vol geboek, dit was overboekt, en daar is nou nie meer plek vir my op die vliegtuig nie, so hulle gaan my na die volgende vlug toeskuif, wat eers 2 uur later was. So ek moes toe nou vir 2 uur lank ekstra daar op die lughawe rondhang. Nou ek dink iets hiervan sien 'n mens by die vrouens ook in vandag se storie. Hulle het vroeg die sondagoggend in die speserye gegaan na die graf, na Jesus toe by die graf. Iets wat gebruik was in daai tyd, en speserye is die liggaam behandel as 'n laaste eerbetoon. Maar hulle het nie enigiets ongewoons verwag nie. Hulle was op pad na 'n graf toe. Hulle verwag om die dood daar te kry, nie die lewe nie. Hulle het gegaan om te treur, nie om fees te vier nie. Want Jesus was mos dood. Hulle het gesien hoe hy gekruisig word. Hulle het gesien hoe hy in die graf ingevat word en hoe die klip voor die graf gerol word. Maar toe hulle daar kom, toe word hulle onkant gevang. Die klip was weggerol, die graf was leeg, en 'n mens kan hulle nie kwaadlik neem dat hulle verward was en dat hulle verskrik was as gevolg daarvan nie. En dan verskyn daar twee mans aan hulle met glansende klere aan. En die man sê vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was." So hier is twee goed wat ons hier moet hoor in wat die mans gesê het vir die vrouens. Eerstens sê die mans: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Waarom soek julle iemand wat lewe in 'n begrafplaas? Waarom soek julle vir Jesus hier, want hy is nie dood nie, hy lewe?" En dan sê die mans ook vir hulle: "Onthou wat hy vir julle gesê het daar in Galilea. Onthou, hy het vir julle gesê hy gaan sterf en na 3 dae gaan hy weer opstaan." So hierdie vrouens het nie nuwe inligting nodig gehad oor wat hier gebeur het nie. Hulle moes net onthou wat Jesus vir hulle al klaar gesê het 'n hele ruk terug toe hulle nog in Galilea saam met hom was. Nou, dis mos iets wat maklik met almal van ons kan gebeur. As ons deur moeilike goed gaan, of as ons hartseer goed beleef, dan raak ons so vasgevang in daai oomblik, dat ons vergeet dat daar was ook al goeie tye, daar was ook al maklike tye. Ons vergeet maklik hoe Jesus ons al voorheen deur moeilike goed gehelp het. Ons vergeet maklik dat Jesus gesê het, daar is altyd hoop. Dat ons nie gevangenes is van hierdie moeilike goed of hierdie
hartseer goed wat ons beleef nie. Ons vergeet maklik dat hy gesê het, hy sal saam met ons deur sulke goed gaan, en dat hy vir ons sal help om nuwe perspektief te kry. Toe die vroue dan uiteindelik onthou wat Jesus vroeër gesê het, toe hulle dit klik, toe hulle dit snap, toe verander dit alles vir hulle. Lukas skryf, hulle het dadelik teruggegaan en vir die apostels gaan vertel wat hulle ontdek het. Hierdie gewone vroue, hulle was mense wat geen mag of gesag in die samelewing gehad het nie. Hulle was nie apostels of leiers of leraars of enige so iemand nie. Hulle was net gewone vroue. Hulle word die eerste getuies van die opstanding. Hulle hardloop, hulle vertel, hulle getuig. Hulle kry, in daai proses kry hulle 'n nuwe doelgerigtheid. Hulle kry 'n nuwe doel in die lewe. Hulle lewens kry 'n nuwe betekenis. En natuurlik wou die mans toe mos nou nie luister na hierdie vrouens nie. Hulle wou nie die vrouens glo toe hulle daar by hulle aangekom het nie. Waarskynlik omdat die mans nog vasgevang was by die kruisiging en by die graf en probeer sin maak het van alles wat nou daar gebeur. Hulle het gedink dit is die einde. En dan kom hierdie vrouens met hierdie boodskap van nuwe lewe en van hoop. Eers het Petrus toe gaan kyk. En toe nadat hy gesien het wat daar gebeur het, toe het hy vol verwondering en met blydskap teruggegaan na sy vriende toe. En later lees ons dat hierdie gebeure het vir die apostels ook hulle lewens verander. Hulle het ook 'n nuwe doel gekry, 'n nuwe fokus en hulle het nuwe hoop gekry as gevolg daarvan. So die opstanding is 'n bietjie soos 'n blom. Eers was daar 'n saadjie wat geplant is diep in die donker grond, en dan ontkiem hierdie saadjie en die plant groei, die nuwe lewe kom uit die grond uit en uiteindelik dra dit 'n blom. Dis die storie van die opstanding. Vanuit die donkerte van die graf kom daar nuwe lewe en verwondering. So wat beteken dit vir ons? Die Duitse teoloog Karl Barth het dit mooi opgesom. Hy het gesê, if you heard the Easter message, you can no longer run around with a tragic face and lead the humorless existence of a man with no hope. Ons leef in 'n wêreld vol tragic faces. Gesigte wat moeg is, wat angstig is, wat sinies is, wat hartseer is, gesigte wat seer gekry het, gesigte wat swaar kry. Soms leef ons asof Goeie Vrydag die einde van die storie was. Maar soos ons sien met Lukas se storie van die opstanding verander alles. Die opstanding sit weer 'n glimlag op ons gesigte. Dit verander ons menswees, dit verander ons lewensuitkyk. Die opstanding help ons om vorentoe te leef en met hoop te leef. Die opstanding help ons om met vreugde en met dankbaarheid te kan gaan leef. Nie omdat alles in die lewe nou reg gaan verloop en omdat alles in die lewe nou maklik gaan wees ewe skielik nie. Natuurlik nie. Maar omdat Jesus opgestaan het en oorwin het. So onthou vandag op hierdie opstanding Sondag dat die Here het opgestaan. Dit is die dag wat deur die Here gemaak is. So prys die Here want hy is goed. Ja, vir ewig duur sy troue liefde. Laat die wat vir die Here ontzag het, sê, vir ewig duur sy troue liefde. Amen.